Goeiedag julle en baie welkom by hierdie week se oordeenkings. Dis my vreugde om saam met julle na te dink oor wie die Here is en waarmee hy besig is in ons lewens. Nou, het jy al ooit agtergekom hoe maklik vergelyking in 'n mens se lewe insluip? Dit gebeur gewoonlik nie met 'n groot aankondiging nie. Jy sien iemand anders se sukses, jy hoor van iemand anders se nuwe geleentheid, jy kyk na iemand anders se gesin, bediening, loopbaan en jy wonder, doen ek genoeg? Is ek besig om agter te raak? Hoekom lyk dit asof almal anders presies weet waarvoor hulle gemaak is? Ek dink elkeen van ons ken daardie stem. Dis juist daarom dat Paulus aan die gemeente in Galasië iets besonders skryf. Laat elkeen sy eie optrede ondersoek. Dan sal hy trots kan wees op wat hy self doen, sonder om hom met iemand anders te vergelyk. Elkeen moet immer sy eie verantwoordelikheid dra. Ek hou baie van hoe Eugene Peterson hierdie gedeelte in The Message vertaal. Hy sê, verken sorgvuldig wie jy is en die werk wat God aan jou toevertrou het. Gee jouself dan met oorgawe daaraan. Moenie jouself met ander vergelyk nie. Doen die kreatiewe beste wat jy kan met die lewe wat God vir jou gegee het. Daardie laaste sin tref my. Doen die kreatiewe beste wat jy kan met die lewe wat God vir jou gegee het. Let mooi op wat Paulus nie sê nie. Hy sê nie jy moet die beste wees nie. Hy sê nie jy moet soos iemand anders te wees nie. Hy sê ook nie jy moet dieselfde roeping hê as die persoon langs jou nie. Nee, hy nooi jou eenvoudig om getrou te wees met jou lewe. Dit herinner my aan hierdie mooi gelykenis van die muntstukke in Lukas 19. Voordat Jesus ooit praat oor wat die diensknegte met die geld gedoen het, gebeur iets baie belangriks. Die eienaar vertrou vir elkeen iets toe. Dit begin nie by prestasie nie, en dit begin by vertroue. En dalk is dit vandag die waarheid wat jy moet hoor. Voordat God ooit iets van jou vra, vertrou hy eers iets aan jou toe. Hy gee jou persoonlikheid, gawes, hy gee vir jou lewenservaring, hy gee vir jou familie, invloed, hy gee vir jou 'n sekere seisoen waarbinne jy kan wees. Dit is alles deel van die lewe wat hy in jou hand kom plaas het. Maar vergelyking maak ons blind hiervoor. Ons kyk so lank na ander se muntstukke dat ons vergeet om in ons eie hand te kyk. Maar God vra nie vandag dat jy iemand anders se lewe moet leef nie. Hy vra net dat jy getrou sal wees met die wat hy reeds aan jou toevertrou het. Miskien is dit vandag se uitnodiging. Hou net vir 'n oomblik op om links en regs te kyk. Kyk eerder na die Here en dan af na dit wat hy reeds in jou hande kom plaas het. Want dit is waar jou roeping begin. Nie in iemand anders se storie nie, maar in jou eie. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat U elkeen van ons uniek gemaak het. Psalm 139 sê dat U die een is wat die plan gehad het oor ons lewens, oor hoe ons gaan lyk, waar ons gaan wees, hoe ons gaan optree. Help ons om minder na ander mense se lewens te kyk en die lewe wat U vir ons gegee het, dat ons eerder hierdie lewe sal celebrate en geniet. Terselfdertyd ook, dankie vir ons elkeen se eie lewe. In Jesus se wonderlike naam. Amen. Nou mag elkeen van julle die oorvloedige goedheid en vreugde van die Here ervaar, terwyl jy ophou vergelyk en begin ontdek hoe God besig is om iets moois deur jou lewe te herskep.